Hallo Gerda, gaan dit vanoggend? Met my altyd goed, geen nuwe klagtes. Dis eintlik verbaasend dat met jou altyd goed gaan, want jy werk met 'n depressie en goeters. Jy het 'n uitdagend is die woord, uitdagende werk, nê? Jy moet dinge regmaak van mense wat nie geld het om dinge reg te maak nie. Dis moeilik. Dit is moeilik en maar ek dink is 'n keuse en dan kom maar vanoggend iemand in die kantoor en sê Gerda, ons het al met jou gepraat en dan kyk ek soos in ek onthou nie hierdie mense nie. Ek onthou vir die lewe nie hierdie oom en tannie nie. En sodra hulle begine praat so along the way 10 minute daarna dan sê ek soos in nou onthou ek tannie, ek is verskriklik jammer, ek het vergeet. En dan kan ek daai teleurstelling op hulle gesigte sien, maar dis net eenvoudig ons word so geoorlaai met klagtes en foute en probleme met hierdie mislike kwaliteit van ons. Dis regtig onmoontlik van my om alles en almal te onthou. So ek vra by voorbaat weer om verskoning vir indien ek iemand vergeet en nie onthou as jy by die kantoor instap nie. Het net geduld met my, dis al wat ek vra. Weet jy maar, dit is 'n moeilike ding. Wel en dan in jou geval die ouderdom stel ek net sê. Weet jy Gerda, nee, ek het nog nie, ek het dit gaan deel die inligting van 'n Belpark. En Piet het my gestuur en ook julle oulike video van daai die nuus binne 60 sekondes. So dit het ek op my WhatsApp kanaal gedeel. Jy kan daar gaan loer en daar op hoogte bly van dit. Piet het vir my gestuur, maar ek kan nie onthou waar die probleme nou ek eers gaan kry. Is al baie probleme tans? Ja, daar's heel wat nie. Ons elektries is nie so baie nie, daar is, maar daar's nie so baie nie. Ek weet hulle is tans nou besig om weer krag te sny, so dit gee vir my ongelooflike hoofpynne want van Vrydag af is daar weer verkeerdelik afgesny en dan is daar 'n kontrakteur Red-Ins wat net uitspring, drade knip nie, is ordentlik nie, gooi die goed op die grond, dan sny hulle huise wat nie veronderstel is om te sny nie, dan sit verkeerde snye en dan is die mense op die fone en dan moet ons dit gaan uitsorteer en gewoonlik kos dit 'n skoppe buite 'n hak en dan is die krag weer aan. So dit is ongelooflik. Storie. Maar ja, op hierdie stadium is ek weet Goetierstraat se substasie het afgegaan, so daar's nog 'n probleem. Maar ons grootste probleem op hierdie stadium is water en riool. Ek het gesien. Daar's 'n lang lys, maar die goeie nuus is wel, dis aangemeld. Dis stap 1. Stap 1. Ja. Ek sien die Beethovenstraat, daar is die pad is daar 'n bietjie opgevul. Hy's nog nie reggemaak nie, maar hy's daar opgevul. Ja, dit is Bykbaar het 'n baie afdeling opgetree. Ten opsigte van net die persoon gaan aanspreek. Dit is toe nou 'n privaat persoon en hopelik sal dit nou uitgesorteer wees. Hopelik maak hulle hom reg, is 'n baie besige pad daai. Okay, as jy enige WhatsApps het of enige vrae het of iets, laat ons weet, stuur van jou WhatsApp 082-651-8870. Ons gaan nou kyk na die WhatsApp lyn. Die water, kom ons kyk vinnig, Leeuwenhoekstraat, Schreinerstraat is herstel. Wel, Leeuwenhoek is aangemeld, Leeuwenhoek. Schreinerstraat is herstel, Versveldstraat aangemeld, 'n groot lek, dit is skerry, nee, vir 2 jaar by George Duffstraat. Pieter Retief SE1 Bulwerstraat is aangemeld, Everest 11 is aangemeld, Jan van Riebeeck Springboklaan in Leeuhof. Dan nog steeds daai 120 Rawelweg man tevrede. Ja, ek weet van hom aan die ander kant en jy sal my glo nie. Hierdie Piet, hy kom na my toe en sê vir my, luister Gerda, jy het dit verkeerd elke keer op die radio met Quentin. Jy sê vir Quentin, hierdie lek is reggemaak, maar hy is nie. Hier is die foto, ons het weer aangemeld, dan sê ek, sorry Piet, ek vraag. Ons dog hy's reg. Hy's streng. Hy's baie kwaai, ek soos in, ek is jammer, raadslid, ek gaan dit onmiddellik regmaak, so vir die luisteraars, ek weet nou nog nie van watter straat hy praat van op die plotte nie, want daar is nie 'n straatnaam nie, maar ons het 'n pin location, en ons het hom aangestuur, so ek vra baie groot om verskoning. Weet jy, dit op daai punt, ek het so 'n tydjie terug, toe moes ek na iemand toe gaan op die plotte. Het jy al gesien, ek weet nie hoe hulle goed genommer nie, maar dit maak nie sin nie. Die plot se nommers is verskriklik die mekaar. Weet jy, ek het destyds ook dit gevra en dit het daarbey uitgekom dat soos wanneer die plot verkoop word, is die nommers geallokeer. Okay. So ja, en dis so daar's nie 'n 3, 5, 7 en so nie. Nee, dis soos wanneer die plot grond verkoop, dan word hy 'n nommer geallokeer. So dit het my ook al nogal gemindboggle en ek het toe uitgevra en dis ek soos in okay, dit maak sin dat hulle so weird genommer is, want ek is 76 en dan veronderstel met 72 of 74 of 78, maar dan sit 79 en 82 oorkant my in 'n 112 en 'n 52 en alles is dit in een straat.
Ek sê maar net die erwige nommer het van die begin af gesê het as hy. Dis die nommer, dit gaan jou nommer wees. Okay, so William Nichols Select op die hooflyn daar by SW2 veroorsaak slaggate. Koestelaary is aangemeld, Gilbertstraat aangemeld en Oosthuizenstraat SW2 aangemeld. Riehool, soos jy nou gesê het, is daar heelwat probleme. Sinkgat en SW1 en Coleridge Straat, Brindleystraat CE2, Arnold Tyler CW5 se rioolprobleem is terug. Anselier-straat, Millesteine, dit is daar vanaf Rietspruit suiweringsaanleg. Nog steeds vir niks verwikkeling daar nie. Nog steeds nie, hy is nog steeds oor. En dan Jeffrey Farnellstraat SW1 is daar ook rioolprobleme. Jy kan aansluit op die WhatsApp kanaal, al die inligting is daar en dit wat ek op sosiale media deel, op Facebook deel ek ook daarso, so jy kan gerus gaan aansluit op die WhatsApp kanaal daar. Gaan ons oorgaan na wat die luisteraars sê. Het jy enige groot nuus of enige nuus? 'n groot nuus. Nee, enige. Groot nuus wat ek het wil julle nie hoor nie. Okay. Enige nuus rondom Mfuleni? Dieselfde, ons is nog steeds sonder geld. Ek weet daar was verlede week het die burgemeester ek gaan nou in Engels praat, ride-ons en bushcutters en slashers bekend gestel. Dis wat ons blykbaar aangekoop het wat ek heeltemal nie regtig glo nie. Ons het 'n vraag gevra om te hoor waar kom daai begroting vandaan om gras te sny. En is regtig splinternuut en ek het die 4-5 ride-ons daar gesien en daar was 'n hoop slashers en bushcutters en goed daar gewees en daar was 5 slashers. So nou wonder ek, okay, ons het nou so baie slashers gekoop, maar ons het nie trekkers nie, 1 of 2 trekkers. So wat gaan die slashers trek? En dan wie gaan die bushcutters mee werk? En bo wonder by wonder, die volgende dag toe ek inry, toe sien ek hier kom een werker uitgery met 'n ride-on. Maar ek het hom nog nie gesien sny nie, maar daar was 5. Ja. So kom ons hou duim vas. Laat daar iets gebeur want die goed is aangekoop. Kom ons kyk of ons dit sien in gebruik binne in die areas. Ek wil uiteindelik 'n challenge maak. Ek wil eintlik vir die luisteraars vra om vir ons uit te kyk of hulle hierdie gereedskap sien, laat dit gebruik word en laat die trekkers gebruik word en die gras gesny word op die sypaadjies en in die parke en laat die ride-ons gebruik word en die bushcutters en goed. Stuur vir ons 'n prentjie. Ons daag hulle uit. Ons kan heel moontlik vir hulle 'n prys borg. Ja, kom ons draai dit. Kom ons kyk of ons so iets sien. Hierso sê iemand nou, ek weet daar is ouens wat gras sê, maar dis baie keer Koos se maatjie wat vir Meyer dit doen met hulle trekkers. Hierso sê Meyer splashes 1.4 million on grass cutting tools. Hallo, is dit hoekom die munisipaliteit bankrot is, vra die persoon? Nee, 1.4 miljoen rand is hopeloos te min om hulle bankrot te maak. Die definisie van bankrotskap het verander intussentyd. So ek weet die wetgewing het gesê as jy niks geld in jou bank het, dan is jy bankrot. Maar as jy vandag niks geld in jou bank het, dan is jy bankrot. As jy môre R2 in jou bank het, dan is jy nie meer bankrot nie. So dit is very. Ja, wel as jy ver in die minus is nog erger. Is dit waar dat die geld wat vir die meters betaal is reguit na die Chinese oorbetaal word? Wel, op hierdie stadium moet hulle spesifiek wees, praat hulle van die prepaid meters vir BXC, want daar is 2 tipe prepaid meters wat tans geïnstalleer word, is die hexing meters, wat deur 'n Galactic gedoen word, en die munisipaliteit, en dan is dit die BXC, wat dan nou BXC dan nou wel doen. Sover as wat my kennis dra, die aankope wat nou na BXC se platform toe gaan word nie oorbetaal aan Mfuleni of nie aan Eskom nie. So of dit nou wel na 'n ander derde party toe gaan, sal ons hulle moet vra of dit wel na die Chinese toe gaan. Op hierdie stadium weet ek dit gaan nie na Mfuleni toe of Eskom nie. Okay, ek hoop dit antwoord jou vraag. Hi Kien Gerda, François van Leidstraat, ek wil hoor my waterligte rekening is nou al vir die 3de maand 65.000 en dis na ek boorgat geregistreer en alles gedoen het. Enige nuus so wanneer ek die rekening gaan reg wees? Hulle gaan seker my kabels hoek knip, maar ek het al alles gedoen wat gedoen moes word. Die probleem is, daar word joernale gedoen vir die terugskrywing van daai 3 jaar se backbilling, en as jy nou jou boorgat gaan registreer het jy nou natuurlik jou vorm gaan ingee, en hulle moet dit net van die rekening dan nou afhaal. Daai joernale dit verdwyn. Dit het al met my gebeur dat 'n joernaal moes oorgedoen geword het, omdat hy net eenvoudig net soos mis vir die son verdwyn het. Ander kere lê dit eenvoudig net tot 6 maande in wag dat dit moet goedgekeur word. So die beste sal wees is om soveel druk op hulle uit te oefen en maar gereeld na customer care toe te gaan en sê, luister, hier is my boorgat sertifikaat, hierso is dit, kan jy asseblief nou die joernaal goedkeur en deursit, laat die rekening regkom, want hy is korrek. Hy gaan afgesit word, want die stelsel sê, hy is agter met daardie geld. En die binne kommunikasie, binnekant van betaling tot kredietbeheer
praat hulle nie met mekaar nie. So die mense wat die krag afsit, gaan nie noodwendig weet dat jy jou boorgatsertifikaat ingehandig het en jy wag dat die joernaal goedgekeur word nie. Die stelsel sê net jy is agter en dan kom jy op die snylys. En dit is ook waarmee ons verlede week gesukkel het. So ja, dit is dis regtig onkunde en onbevoegdheid van die munisipaliteit op hierdie stadium. Hoorie, hierdie maak nou vir my baie sin. Ek het vanoggend toe ek van die gym afkom, toe ruik ek, maar iets in die lug stink verskriklik. Maar dit is 'n weird reuk, ek ken nie die reuk nie, nê? En nou sê iemand hier, en dit kan ook dit wees, hulle sê, vra asseblief vir die raad oor die Rietspruit waterwerke wat elke jaar die Rewil sludge brand. Gewoonlik vir 3 weke tot partykeer oor 'n maand. Die reuk is baie sleg en die probleem is ons asem die toksiese goed in. Kan dit wees dat dit is wat geruik het vanoggend wat so gestink het? Ons brand nie dit. Maar wat het so gestink dan? Dit is al baie lank wat daai goed nie gebrand word nie. Nee. Wat ek wel weet is dat Letabo kragstasie baie keer wanneer hulle seker van hulle units aan en af gaan en hulle ontbrand, dan gee dit 'n reuk in die lug. Ek weet 'n meneer het vir my so 2-3 weke terug geskakel en hy het toe na agter gekom. Hy sê dit is 'n verskriklike swaal reuk. En toe vra hy, weet ek dalk of dit Letabo is, want dit kan dalk net hulle wees. En ek is toevallig op Letabo se SMS groep. Wanneer hulle dan nou so aan en af gaan, en toevallig het hulle vir my maandag gesê, please note that Letabo Unit 5 is shutting down and there will be high emissions. So hulle stuur vir my gereeld updates, soos gister 5:15, hulle sê weer is shutting down, therefore there will be high emissions. Op Dinsdag het hulle gesê Unit 2 is starting up, so there will be high emissions. So ek is op hulle SMS-lyn, want dit is vir my, environment is vir my 'n bekommernis, en dan is daar ook, het ek 'n direkte lyn na die persoon wat met hulle omgewingsake dan nou werk. So as jy nou regtig 'n probleem het, dan vat ek jou klagte en ek stuur hom na die persoon toe, en die persoon kom baie vinnig na my toe terug, en hy kontak ook die ou, om te sê, maar hoorie, ons baie dankie, ons weet van dit, ons sal hierna kyk, dit is ons norm en standaarde wat dit moet gebeur. So ek vermoed dat dit dalk weer Letabo is, so die mense kan my maar dalk net skakel, en dan net direk vir my daardie klagte gee, en dan stuur ek dit na hulle omgewingskant toe, sodat hulle moet aandag gee daaraan. So, maar ek kry gereeld updates. Okay. Ek wil graag hoor wanneer Peacehaven se vullis verwyder sal word. Ons kom nie meer voor op die skedule nie en die vullis hoop op. Peacehaven is in vereniging. Daar is 'n skedule, maar hulle sê hy is nie op die skedule nie. Ek moet gaan kyk of hy wel nie verskyn op die skedule nie. Is baie min dat daar areas nie verskyn nie. Maar ek sal vir Piet, hy is in elk geval ons verteenwoordiger op die vullisverwydering, die Section 80 dae vir waste. Ek sal vir hom vra dat hy vir ons daar opvolg. Goed, ek vra om verskoning vir die ping wat deurkom. Hier is nog 'n paar van die WhatsApps wat ek nog nie gemute het nie, en dis 'n paar. Doe maar hier by my ook. Ek moet een vir een mute, so dit vat my ewigheid om deur te kom, en elke keer as ek dit nie mute nie, dan gaan die klank uit op die lig, want hy hardloop deur dieselfde stelsel as advertensies. Kan ons daar by Infolinie se kantoor gaan reël vir afbetaling van uitstaande kragrekening na die installasie van die smart meters in die SE1 area? Dit gaan by BXC gedoen moet word en nie by Infolinie nie, omdat Infolinie nie die kragvoorsiener is van die prepaid nie, dit is BXC, so hulle moet by BXC gaan praat vir 'n reëling. Goed, hoekom as jy nie erfbelasting betaal of te laat betaal dat hulle jou krag afsit? Want dit is nog steeds deel van jou rekening. Mense verstaan nie heeltemal hoe hulle rekening werk nie. Ek gaan dit baie kort probeer verduidelik. Sê vir argumentsonthaalwe jou rekening is R10. Dan het jy 'n volgorde op jou rekening wat byvoorbeeld sê jou balance brought forward, dit is wat jy nou skuld, jy het nou wel betaal, hier is jou kwitansie, dan begin jy met jou erfbelasting, en dan is dit jou vullisverwydering, en dan is dit jou basiese elektrisiteit, dan jou elektriese verbruik, dan jou waterbasies, dan jou waterverbruik, dan jou addisionele soor, en dan jou basic soor. Dan begin ons van bo af die R10 in te deel. So nou het jy R10 betaal, maar jou rekening is eintlik R15. So nou, jou erfbelasting is R2, dan trek ek R2 af van jou R10. Dan is jou vullisverwydering R1, dan trek ek af. Teen die tyd wanneer ek onderkom by water, en jou water is R5, maar hy het gestop by basiese elektrisiteit, en dan is jou R10 klaar, maar jy moes R15 betaal het. Ja. Dan is jou rekening agter. En dan sny hulle vir jou. So ja, ongeag, ons kan nie spesifiseer, hierdie R10 moet vir elektries betaal word, of vir water, of vir erfbelasting nie. Ons gaan in 'n volgorde van bo na onder, en ons allokeer die bedrag, tot wanneer die geld klaar is.
en as daar nou nie genoeg inbetaal is nie, dan is jy dan nou agter op daardie rekening. OK. Dit lyk vir my dit is dit. Enige vergaderings wat voorlê van julle kant af? Nee, nie vir nou nie. Ons het 'n baie suksesvolle vergadering verlede week gehad, die 10de. 'n bietjie terugvoering gegee oor die BXC smartmeter en wat die party ook dan nou gedoen het. Ons het 'n mosie ingedien, so ons wag vir die volgende normale raadsvergadering, dan kan ons dit debatteer en dan hoop ons ons kry 'n manier van om die publiek dan nou gerus te stel of ten minste net op 'n plek te kom waar die munisipaliteit luister vir die publiek sodat ons kan aanbeweeg. Pieter het sopas op die WhatsApp lyn vir ons aangestuur, ELM se waste collection skedule 15 tot 19 September. So waar trek ons nou? Dis so vandag Dinsdag, né? Vandag is dan nou SE7, 2 en SW1, 1 en CE1. Dan môre, daar's nog 'n WhatsApp. Pieter, gaan jy nou mute? Nee, hy is gemute. Hy maak ping. Okay, so môre is dan 2 Boipatong deel 1 en 2, CW4 en CW2, donderdag CW5, CW1, SE1 en SW2. Vrydag Tsipiso, fase 1, 2 en 3, Flora Gardens, Bonanay en Emfuleni Royal Estate, Gulf Estate en die Flats, dis Vrydag, né? So, okay, daar gaan hy aan, daar's heel wat van hom. Ek sal hom vir julle gaan deel op die WhatsApp kanaal, want dit is nou vir 2 weke, so ek gaan nie heeltemal deur alles gaan nie, het gaan 'n bietjie tyd, gaan ons bietjie vang. Maar Gerda, ek sê vir jou baie dankie man, hoe lyk jou res van die week, besig? Baie besig, maar die vooruitsigte dat ek bietjie volgende week bietjie gaan rus, so ek sien uit daarna. So ons praat nie volgende week nie. Ons gaan praat, maar jy sal dalk met, ek dink ons sal maar vir Piet stuur om bietjie te kom kuier. Okay. Ja, hy werk nogal baie hard, ek moet nogal sê hy baie dankie vir al sy updates. Partykeer is ek net verlore en dan kan ek gou vinnig net die foon optel en sê Piet, wat mis ek? En dan is ek amper spyt ek het hom gebel om vir hom te vra wat mis ek, want dan sit so information overload. Maar ek moet nogal sê hy maak my hande baie los om ander gevegte te gaan geveg daarbo wat ons normaalweg nie voor sy tyd gehad het nie. So baie dankie vir Piet. Ek wou nogal sê volgens my is Piet in elk geval die hardwerkendste een tussen julle twee, maar ek wil nou nie daaroor wees nie, want jy sit in die studio by my. Dit maak dit ongemaklik. Dit maak die atmosfeer bietjie moeilik, jy weet. Ek sê vir jou dankie. Sterkte, dan sien ons dan gesels ons nie ek en jy nie, maar ons sal volgende week die praatjie gaan rus lekker. Jy verdien dit en dan praat ons weer die week daarna. Baie dankie en 'n lekker dag vir ons luisteraars daar buite.